Baie welkom aan al die graad 10 leerders daar buitekant. Vir julle wat weer vandag op ons les ingeskakel het, hierso by Media 24 se aanlyn wiskunde klasse. Ons is van die Uilike Hoër Volksskool Potchefstroom en ek is meneer Morney Smit. Ek is 'n wiskundeonderwyser daar, as ook die Adjunct Akademie. En ek het vandag hierso het ek 3 fantastiese leerders saam met my wat vandag gaan help om vir julle mooi wiskunde te kan leer. Nou, ek gaan dadelik begin met ons enigste roos tussen al die dorings, en dit is vir Zanel Winter, en ons sê altyd, ons is baie dankbaar, Zanel is baie gebalanseerd, akademies en sport, en selfs hierso in die lockdown spandeer sy haar tyd om ons te kan help om julle wiskunde te kan leer. En dan het ons vir Corneille Prinsloo, en Corneille is eintlik 'n baie groot cricketman, hy hou baie meer van die cricket as van die wiskunde, maar op die einde dag weet Corneille ook dat akademie is vir hom baie belangrik. En dan het ons ook hierso van Muller van den Berg, en Muller is ook een van ons baie kranige sportmanne, hy is 'n baie goeie rugbyspeler, maar hy is ook slim genoeg om te weet dat hy moet goed doen in wiskunde, want dit is eintlik die vak wat baie deure vir jou eendag gaan oopmaak. So dis dan hierdie oulike groepie van Hoër Volksskool Potchefstroom, en ons sien dan uit om hierdie les dan vandag saam met julle te doen. So ons gaan sommer dadelik aan die werk spring, en ek gaan vir my leerders vra, kan almal die skyfie daarso op julle rekenaar sien? Ja, meneer. Ja, meneer. Meneer, ek sien hom nog nie, maar hy gaan seker nou bykom. Daar's hy, ja, ek sien hom. Ja, ek dink hy gaan eers gaan na hierso. Daar's hy. Nou, ons het vandag, soos ek gereed gesê het, by wiskunde, en ons gaan vandag kyk na trigonometriese verhoudings, deel 1. En dan het ek vir julle gesê, graad 10, wiskunde is 'n baie lekker vak, dit het soveel geleenthede wat vir jou kan bied, so ek wil altyd 'n glimlag op daai gesig sien. Ek wil nooit sien dat hierdie vak jou enigstens tot trane dryf nie, want as jy elke dag jou deel doen, en as jy elke dag 'n stukkie wiskunde leer, gaan jy agterkom, jy gaan die moeiliker somme sommer baie makliker kan doen. Nou, ons het gister met les 4, het ons begin kyk na trigonometrie, en meer spesifiek na 'n inleiding, en wat trigonometrie behels. So kom ons kyk weer na ons definisie van trigonometrie. Ons het gister gesê dat trigonometrie stel belang in die verhouding tussen die hoeke en die sye van driehoeke. Nou, wat ek graag vir julle hierso wil sê is, graad 10, dat trigonometrie maak dit maklik vir ons, of maak dit moontlik vir ons, om 'n vergelyking op te stel, waarin ons die hoeke tot 'n bepaalde verhouding van die sye in daardie vergelyking kan gee. So met ander woorde, trigonometrie gaan oor die verhouding van hoe die hoeke teenoor sekere sye se verhoudings gaan staan. En dan sê ons vir jou, 'n begrip en deeglike kennis van hierdie verhouding stel ons in staat om onbekende hoeke en sye te bereken sonder om van werklike metingsinstrumente gebruik te maak. Nou, julle sal onthou gister het julle gesê, as dit kom by driehoeke en daar's genoeg inligting, het ek soms nie 'n maatband nodig nie, ek het soms nie 'n gradeboog nodig nie, mits my kennis baie goed rondom trigonometrie is. En daarom wil ek vir julle sê, graad 10, welkom by sin, kos en tan. Dit is my 3 hooftrigonometriese verhoudings waarmee ek gaan werk. So sin, kos en tan, as dit nog vir jou so 'n bietjie vreemd is, gaan jy agterkom, soos wat ons deur hierdie videogrepe gaan werk, gaan hierdie werk vir jou eintlik baie makliker en verstaanbaar raak. Nou, ek wil dadelik praat oor die trigonometriese verhoudings. En nou wil ek vir julle sê, jy moet die volgende trigonometriese verhoudings moet jy baie deeglik ken. Jy kan nie in eksamen kwaad raak vir jou onderwyser as jy swak doen, omdat jy nie jou trigonometriese verhoudings geken het nie. Dit is letterlik 'n geval van monkey see, monkey do. Dit is die bietjie werk wat jy moet leer. Jy hoef nie noodwendig te verstaan nie, jy moet dit net kan ken. En dit is hierdie volgende verhoudings wat ons gaan doen. En julle sal onthou toe ons nou die dag gesels het oor hoeveel verhoudings kan ek in 'n driehoek gaan skryf in terme van die sye. Toe het ons agtergekom na 6 maniere of 6 verhoudings wat ons kon neergeskryf het ten opsigte van die sye van 'n driehoek. En daai 6 is baie belangrik, want dit verduidelik vir ons hoekom daar eintlik
6 trigonometriese verhoudings is. Nou kom ons kyk na sin. En nou wil ek vir julle sê, ouens, sin, as jy gaan kyk hierso na die konsep van sin, dis dalk nou vir jou heeltemal iets niets. En ek wil vir jou sê, sin is eintlik, hoe ek altyd my leerders leer, sin is eintlik 'n aksiewoord. Sin sê vir jou, watter sy moet jy op watter sy gaan sit. So die oomblik as jy sien in wiskunde, ons werk met sin van 'n hoekie, dan sê vir jouself, maar wag gou, sin is 'n opdrag. En wat is die opdrag? As ek by hierdie hoekie gaan staan, vanaf daardie hoekie moet ek my teenoorstaande sy op my skynsy gaan sit. Die volgende een wat ons kry is die kos van 'n hoekie. En onthou, kos van 'n hoekie is 'n opdrag. Die opdrag sê vir jou, as ek by die hoekie staan, en is die kos van daardie hoekie, verander die opdrag nou vanaf sin. By sin het ek die teenoorstaande sy op die skynsy gaan plaas, by kos moet ek die aangrensende sy op die skynsy gaan plaas. So, sien kos en sin as opdragte wat gegee word. En dan tan van 'n hoekie sê vir jou, as ek by die hoekie gaan staan, het ek 'n ander opdrag wat ek nou moet gaan uitvoer. As ek by die hoekie gaan staan, moet ek die teenoorstaande sy op die aangrensende sy gaan plaas. Nou, ek het sommer vir julle die beginletter van elke verhouding daar, het ek sommer aan 'n ander kleur gaan maak, so jy kan dit kortweg onthou as sins. Sin is T op S. Kos, kosas, A op S. Nie impies nie, nie Zulus nie, kosas. Dis ons so kos altyd kan onthou. En dan tan, wat jy vorentoe gaan leer is, ek sê altyd dat 3 'n planeet op hulle eie met sin, kos en tan, en hulle doen die lekkerste goed daar. So as op daai planeet is, in Suid-Afrika drink ons Fanta, maar op die trigonometriese planeet drink hulle Tanta. Okay, so sin is sins, kos, kosas, nie Zulus of impies nie, en dan Tanta. Dit is die koeldrank wat hulle daar drink. Maar, julle gaan saamstem, dat ek kan ons hierdie verhouding gaan omdraai. So die omgekeerde verhouding van sin is die kosek van 'n hoekie. En die kosek van 'n hoekie sê vir jou die instruksie verander. Die instruksie word omgekeer. By sin was dit plaas die teenoorstaande sy op die skynsy. By kosek is dit plaas die skynsy op my teenoorstaande sy. Kom ons kyk gou. Wat is die omgekeerde van kos? Wel, as die instruksie van kos is om aangrensend op skyns te plaas, is die omgekeerde sek. So sek is die omgekeerde van kos, en sek se opdrag sê dan vir jou, die sek van 'n hoekie. As ek by die hoekie gaan staan, is sek die opdrag om vir skynsy op my aangrensende sy te gaan plaas. En dan as ek gaan kyk na die onderste een, die tan van 'n hoekie, die omgekeerde is kot van 'n hoekie. En wat is kot se instruksie? Kot se instruksie is om aangrensend op teenoorstaande sy te plaas. Nou graad 10, ek wil vir julle sê, hierdie 3 funksies aan die regterkant, sin, kos, tan. Dit is jou belangrikste, dis die 3 hoof trigonometriese verhoudings. Dis my 3 hoof trigonometriese verhoudings. Die ander trigonometriese verhoudings is die omgekeerde. So as jy hierdie 3 verhoudings baie goed ken, dan gaan die omgekeerde vir jou sommer eintlik triviaal wees. Dit gaan eintlik baie maklik wees. Nou, kom ons kyk gou. Kom ons gaan maak gou 'n bietjie meer hiervan 'n praktiese toepassing. Moller, ek het 'n driehoek hierso. En my driehoek is hoekie A, hoekie B en hoekie C. Nou Moller, wat staan altyd teenoor groot hoek A? Klein A, meneer. En wat staan altyd teenoor groot B? Klein B. En wat staan teenoor groot C? Klein C, meneer. Daar sê. So, dis altyd baie belangrik dat ons sal moet weet dat teenoor hoek A is my teenoorstaande sy. Teenoor hoek B is my teenoorstaande sy. En teenoor hoek C is my teenoorstaande sy. Moller, wat is die spesiale naam van hierdie sy AC?
Ja, ek Watter sy van die reghoekige driehoek is dit? dis die skynsy, die lang een, meneer. Dis die skynsy. En Moller het nou sommer klaar vir ons gesê dat die skynsy is die langste sy, want onthou, in enige reghoekige driehoek beteken dit teenoor die grootste hoek is altyd die langste sy. Nou, wat ek graag vir julle hierso wil wys is, kom ek sit my gesiggie daar, en nou sê ek vir jou, ken die volgende trigonometriese verhoudings, en Moller, kom ek en jy praat gou oor die volgende. As ek sê sin A, dan gaan staan my mannetjie mos nou hierso by die hoekie A. Maar wat is die instruksie vir sin? Watter sy moet ek op watter sy plaas? Die teenoor sy op die skynsy, meneer. So die oomblik as ek hierso staan en ek sê sin A, sin se instruksie is ek moet die teenoorstaande sy, naamlik BC, op my skynsy gaan plaas wat AC is. So die teenoorstaande sy beteken, dis die sy wat weg van hierdie mannetjie is. Hierdie mannetjie moet strek om by daardie sy te kan uitkom. So, die volgende trigonometriese verhoudings wat ons gaan ken is, as ons gaan sê dat die sin van A is my teenoorstaande sy BC op my skynsy wat AC is. En jy kan vir niemand in die eksamen kwaad wees as jy hierdie goed verkeerd neerskryf nie. Gratine, jy moet hierdie verhoudings uit jou kop uitken. Moller, die kos van A. So ek gaan staan nog steeds by A. Wat is die instruksie wat kos vir jou gee? Watter sy moet ek op watter sy skryf? Meneer, is aangrensend op skyns. So ek gaan my aangrensende sy op my skynsy plaas, so dis AB, die kos van A is gelyk aan my aangrensende sy wat AB is op my skynsy wat AC is. Baie mooi, Moller. Dan die volgende een, Moller, wat is die tan van A? Watter instruksie gee tan vir ons om te doen? Is teenoor op aangrensend, meneer. So die tan van A is dat die teenoorstaande sy wat BC is op my skynsy wat AC is. Dis verkeerd, né? Ekskuus, ek het verkeerd gepraat. Tan is die teenoorstaande sy BC op my aangrensende sy AB. Moller, my sussie verkeerd praat, né? Sorry, meneer. Moller, en nou, kom ons kyk gou. Wat is die omgekeerde funksie van sin A? Dis cosec, meneer, en dit is dan skyns op teenoor. Dis cosec A, en wat is omgekeerde? Dit wil sê hierdie verhouding keer om, so cosec is gelyk aan AC op BC. Want as ek by A staan, sê cosec vir my, ek moet my skynsy op my teenoorstaande sy moet ek gaan plaas. Wat is die omgekeerde van cos A? Wat is daai woordjie? Sec, meneer. So die sec van A sê vir my, dis die omgekeerde. Dit is dan die skynsy op my aangrensende sy. So dis AC op AB. En wat is die omgekeerde van tan A? Kot. En wat word kot van A as ek hierso hierdie verhouding om sy draai? AB op BC. AB op BC. Nou Gratine, wat ek vir julle hierso wil sê is, julle kan dalk dink hier is nou baie triviaal, né? Julle sukkel partykeer met wat is die aangrensende sy en wat is die skynsy. Nou as my mannetjie hierso staan, die AC bly altyd die skynsy van die driehoek. Nou kom ons kyk, watter sy grens aan die mannetjie? AB. Dis hoekom AB die aangrensende sy is. En watter sy is te ver weg van die mannetjie af? Dit wil sê die mannetjie moet tot daar gaan hardloop. En dit is dan nie teenoorstaande sy. So die teenoorstaande sy is altyd die sy wat die verste weg van die mannetjie is. Aangrensende een wil sê die mannetjie vat aan daardie sy. Die sy is by die hoekie. Nou, Zanel, ek wonder nou, as hierdie my hoekie A is, en hier is my hoekie B, en daar is my hoekie C, en ons weet dat teen groot A is klein A, en teenoor groot B is klein B, en teenoor groot C is klein C, maar kyk wat doen ek nou, Zanelli, nou sit ek die mannetjie daar, en nou sê ek vir jou, steeds die volgende trigonometriese verhoudings baie goed ken. En Zanel, my
vraag aan jou is, wat is die sin van C? Wat beteken sin C? By watter hoek moet ek gaan staan? Zanel, kan jy hoor? Ja, die sin van C is mos nog steeds die teenoorstaande sy op die skynsy. Ek stem saam. Maar sê net vir ons, as jy sien sin C, waar gaan jy dadelik jou vinger op die prentjie sit, by watter hoek? By C se hoek, meneer. Daar sê, so daar is die mannetjie. En sin is 'n instruksie. Dit sê vir jou, jy moet iets op iets gaan sit. En wat is sin se instruksie? Die teenoorstaande sy op die skynsy, meneer. Dis dan nou, as die mannetjie hierso staan, wat is die teenoorstaande sy van hierdie mannetjie? AB, meneer. Dis AB, want BC is mos die aangrensende een, hè? So die teenoorstaande sy op die skynsy beteken ek gaan vir AB op AC plaas. Ja, meneer. So die sin van C is AB op AC. So dan nou, appels gou, wat is die kos van C? Meneer, dis die aangrensende sy op die skynsy. So Baie mooi, en wat is die aangrensende sy? BC, meneer. Op AC, né? So die kos van C is BC op AC. Gratina gaan dit weer oor en oor sê. Sin is 'n instruksie van wat op wat geskryf moet word. Kos is 'n instruksie van wat op wat geskryf moet word. Ek weet op hierdie oomblik wonder julle, maar hoekom leer ons hierdie instruksies? Jy gaan nou sien as ons 'n voorbeeld gaan doen. En dan, die tand van C is mos die teenoorstaande sy wat AB is, op my aangrensende sy wat BC is. Onthou, sin is sins, kos is kosas, AB is aangrensend op skyns, en tanta is die koeldrank wat hulle drink daar by die trigonometriese planeet, en is dan teenoorstaande op aangrensend. Zanel, en wat is die omgekeerde van sin C? Wat is die omgekeerde funksie? Cosec, meneer. So cosec C weet ons is dan, as ons hom gaan omkeer, is dit AC op AB. Ja, meneer. Cos C se omgekeerde is wat? Sec, meneer. Sec C en sec C is AC op BC. En wat is dan se omgekeerde? Cot, meneer. En cot van C is dan BC op AB. En hierdie is die verhoudings wat ons moet ken. Ons het nie 'n verskoning om hierdie verhoudings nie reg te kry in eksamen nie. Dit is jou werk wat jy moet gaan leer. Gratina, ek stel voor, jy vat 'n bladsy, jy teken vir jou driehoeke en jy maak seker jy ken hierdie definisies, jy ken hierdie trigonometriese verhoudings ongelooflik goed, want jy gaan dit nodig hê in eksamen. Nou kom ons kyk na 'n probleem. Chopper, kornetjie, as ek gaan kyk na hierdie diagram hierso, en ek besluit ek gaan 'n hoekie 40 grade daar insit. En ek besluit ek gaan daai sy 30 maak. Dit kan 30 eenhede wees. Dit kan 30 mm, centimeter, meter wees. Maak nie saak nie, ek sê net vir is 30 eenhede. En nou wil ek graag hê ons moet die volgende gaan bereken. Ek wil hê ons moet vir AB gaan bereken. Maar Corneille, jy mag nie 'n maatband uitrol en vir AB gaan meet nie. So ons moet teorie van wiskunde gebruik om dit te kan bereken en vir al ons kennis van trigonometrie. Dan wil ek hê ons moet vir AC gaan bereken. En dan heel laaste wil ek hê ons moet vir C gaan bereken. Nou, Gratina, as jy nou baie mooi gaan kyk, as ek vir AB bereken het en ek het vir AC bereken en ek het die hoekie C bereken, dan beteken dit ek het al 6 elemente van hierdie driehoek bereken. Ek het al 3 die hoekgroottes bereken en ek het al 3 die sylengtes bereken. So ons praat dan eintlik van ons het hierdie driehoek volledig opgelos. So om 'n driehoek volledig op te los beteken dit ons wil weet wat is die 3 hoekgroottes van die driehoek en wat is die 3 sylengtes van die verskillende sye van my driehoek. Nou kom ons kyk eers na AB. En Corneille, nou wil ek hê jy moet my gou help.
as ek vir AB wil bereken, hoe kan ek vir AB bereken sonder om gebruik te maak van 'n liniaal of 'n maatband? Meneer, jy kan gaan kyk na die tipes verhoudings wat daar is en dan kyk jy wat se of jy gaan sê nou maar op A gaan staan en dan gaan jy sien die 30 eenhede is jou teenoorstaande sy en lyn AC is jou skynsy. Dan gaan jy sien AB is jou aangrensende sy. Dan gaan jy sien dat dan A die AB in die verhouding gaan by hê, meneer. Okay, wat Corneille gesê het, en ek gaan dit net 'n bietjie stadiger sê, want onthou Corneille is eintlik baie slim. Wat Corneille gesê het, Corneille sê, as ons vir AB soek, dan beteken dit AB gaan in ons verhouding wees. Ons moet vir AB in ons verhouding gebruik. En ons moet gebruik dit wat ons het. Ons het die 30. En ons moet by die hoekie gaan werk wat vir ons gegee is. So wat Corneille sê is, as die mannetjie by 40 grade sou staan, kan ek die volgende doen. As ek sou sê, ek gaan vir 30 op AB plaas, dan beteken dit my instruksie wat ek vir 40 grade gee is, ek plaas die teenoorstaande sy op die aangrensende sy. En wat is die instruksie vir teenoorstaande sy op aangrensende sy? Dis die tan instruksie. So wat weet ek, as ek by 40 grade gaan staan, die tan van hierdie hoekie A is mos nou BC op AB. Dit is iets wat ek het en iets wat ek soek. Nou weet ek, julle gaan vra maar hoe gaan hierdie ons help? Wel, die tan van 40 grade is 30 op AB. Gratine, ek gaan dit weer vir julle oor verduidelik hierso. Tan is 'n instruksie. So as ek by 40 grade gaan staan, sê gou vir ons Chopper, wat is die instruksie van tan? 40 grade of teenoorstaande op aangrensende sy, meneer. Tan 40 grade sê vir jou, jy gaan staan by die hoekie 40 grade en hier is die instruksie. Tan sê dan vir jou, jy moet die teenoorstaande sy wat BC is, moet jy op die aangrensende sy gaan plaas wat AB is. En dit is presies wat ons hier gedoen het. Nou, Corneille sê gou vir my, as ons 'n vergelyking het en ergens het ons 'n breek. Ons het 'n term is gelyk aan 'n term. So weerskante ergens is daar 'n breek. Wat het ons in wiskunde geleer kan ons doen om daardie breuke sommer maklik uit te sorteer? Kruismaal, meneer. Ons kan kruismaal. En nou moet jy onthou, Gratine, kruismaal beteken jy kan besluit hoe jy wil gaan kruismaal. Ek kan byvoorbeeld besluit, ek gaan hierdie AB opmaal soontoe en waantoe moet ek tan 40 grade afmaal. Ek kan vir AB kruismaal op en ek kan vir tan 40 grade kruismaal af. Ek mag dit gaan doen. So wat gebeur as ek vir AB kruismaal op? Dan kan ek ook vir tan 40 kruismaal af. En wat kry ek dan? Ek kry AB is gelyk aan 30 op tan 40 grade. Onthou, jy kon gesê het, AB maal tan 40 is 30 en dan doen jy met tan 40 aan beide kante. Dis te lank. Ons kan 'n baie korter skryf. So kruismaal beteken, ek kan hierdie in kruismaal op en ek kan hierdie ouetjie kruismaal af. Dis presies wat ek hierso gedoen het. En nou, hoe gaan ek hierdie sylengte kan bereken? Ek wil nou weer sê, jy kan dit nie hoofrekening doen nie. Behalwe met ons volgende les, gaan ek vir jou leer, dat daar is sekere hoeke, wat ons byvoorbeeld die antwoord sonder 'n sakrekenaar kan bereken, as ons werk met 'n trigonometriese verhouding. Maar in hierdie geval gaan ek my goeie vriend die sakrekenaar, ek vertrou die sakrekenaar, ek tik in 30 op tan 40 grade. Maar nou wil ek sommer vir julle sê, Gratine, maak seker, as jy met die sakrekenaar werk, daarbo op die skermpie in die middel, moet daar 'n klein D staan vir degrees, want ons werk met grade. Die oomblik as daar R is vir radiale, dan gaan jy ander antwoorde kry. So maak seker, op jou sakrekenaartjie daarbo, is daar 'n klein blokkie waar ons staan 'n D vir degrees, vir grade, want ons gaan werk met grade. En as ek dit in die sakrekenaar intik, raai wat is my antwoord? 35,75. Daar moet die grade wees, hoor? Dis net 35,75. Ekskuus, ek het weer gekopie en paste en nie die grade weggevat nie. Dit is net eenhede.
wat daarso gaan moet staan. So 35,75, dit is hoe lank daardie sy AB dan nou is. So, kom ons kyk, ek gaan dadelik, en dis ek graag wil hê julle moet doen, die oomblik as jy inligting uitgewerk het, moet jy dadelik daardie inligting, moet jy op jou diagram gaan skryf, want nou help dit jou om die probleem makliker op te los. Nou kom ons kyk, as ek vir AC moet gaan bereken, Muller, ek wil vir jou vra, kom ons sê jy was in graad 8. Kon ons van jou verwag het om AC te bereken? Nee, meneer. Nee. Nee, 'n stelling van Pythagoras, nee, meneer. Die stelling van Pythagoras, en die stelling van Pythagoras sê vir ons dat AC kwadraat is 30 kwadraat plus 35,75 kwadraat. So jy kan die stelling van Pythagoras gaan gebruik, jy is meer as welkom om dit te gaan doen. Ons het geleer in graad 8. Jy het in graad 8 die stelling van Pythagoras geleer. Ja. Okay. So met ander woorde, ons kan die stelling van Pythagoras gaan gebruik graad 10, jy gaan 'n antwoord kry, of jy kan sê, maar weet jy wat, ek gaan weer eens met my teorie van trigonometrie werk. So as ek vir AC wil bereken, kom ons kyk gou. So nou, as ek sou staan by 40 grade, want 40 grade is my gegee, en ek wil vir AC wil ek bereken. Ons werk altyd op dit wat jy soek, en ons kyk na dit wat daar vir jou gegee is. Jy kon met 35,75 ook gewerk het, maar ek gaan die 30 vertrou, want dis wat vir my gegee is op my vraag. Soos dan nou, kom ons dink gou, as ek by 40 grade staan, en ek het die skynsy en ek het die teenoorstaande sy, watter verhouding het ek in trig, waar daar 'n teenoorstaande sy en 'n skynsy in is? Meneer, dis mos sin. Dis hy. So, ek sê vir myself, die sin van A beteken, sin sê vir jou gaan staan by hoekie A, en sin is 'n instruksie. Sin sê vir jou, jy moet die teenoorstaande sy BC, moet ek op die skynsy gaan skryf wat AC is. Graad 10, jy kan besluit met watter verhouding jy wil gewerk het. Jy kan ook gegaan het en jy ook al gesê, maar weet jy wat, ek gaan hierdie AB vat, en ek gaan met AC wat ek soek, gaan ek werk, en dan kon jy met kos gewerk het. Maar dan die aangrensing op 'n skyn, so jy kon met die kos van A ook gaan werk het, maak nie saak nie. Jy het soveel opsies wat jy kan gebruik in trigonometrie. Ek sê ek het om te werk met dit wat my gegee is, want ek het nie fout gemaak nie, en dan my skynsy. So wat gebeur nou in hierdie spesifieke geval? Ons werk met die sin van A. En die sin van A sê vir jou, die sin van 40 grade is my teenoorstaande sy wat BC is, op my skynsy wat AC is. Zanel, en wat gaan ons hierso doen? Wat is altyd lekker met hierdie trigonometriese verhoudings? Wat kan ons altyd gaan toepas om die som baie makliker te maak? Meneer, ons kan ons kruis vermenigvuldig. Kruisvermenigvuldiging, dit beteken, ek kan vir AC skyns op vermenigvuldig, en terselfdertyd kan ek vir sin 40 skyns afvermenigvuldig, né? So as ek dit sou doen, kry ek dan dat AC is gelyk aan 30 op sin 40 grade, want ek het AC geskyns vermenigvuldig op, ek het sin 40 skyns vermenigvuldig af, en nou kry ek AC is 30 op die sin van 40 grade. En nou gebruik ek weer my vriend, die sakrekenaar, en as ek die sakrekenaar vat, en dan gaan dit hierso intik, dan kry ek hierso antwoord van, dit is 46,67. En is eenhede, dis nie grade, en ek het op copy en paste, so dit is my lengte, wat ek hierso kry. En as jy Pythagoras gebruik het, so jy agtergekom het, dat 30 kwadraat plus 35,75 kwadraat is AC kwadraat, en as jy dan die vierkantswortel bereken het met Pythagoras, jy agtergekom het, dat AC is nog steeds 46,67 eenhede lang. So dis rarig nie so moeilik nie, graad 10. So nou besef jy, ek het vir AC bereken sonder my liniaal te gebruik, ek het vir AB bereken sonder om 'n liniaal te gebruik in 'n spesifieke geval. En dit is wat so lekker is van trig. Trig help ons om baie meer berekening in 'n driehoek te kan gaan doen.
En nou die heel laaste enetjie, Moller, ek dink ons gaan ons sommer gou saam doen hierso. Die heel laaste enetjie hierso, ek moes daai grade daar gekopie het nie. Die heel laaste enetjie beteken hierso as ons gaan kyk, dan het ek hoek C en ek moet vir hoek C gaan bereken. En wat is hoek C as ek vir hoek C gaan bereken hierso? Meneer, so ons gaan die 40 grade plus die 90 grade, dan gaan ons dit minus met 180 grade en dan gaan dit ons hoek C gee. Dis reg, en wat is hoek C dan? Hoek C is dan 50 grade. En wat is my rede daarvoor? Die binnehoeke van 'n driehoek. Dis al wat ek hoef te geskryf het. C is 50 grade, binnehoeke van 'n driehoek, en ek is doodseker dat Moller stem saam, dat dit is wat ons hoek daar is. So kom julle agter, ons kon letterlik vandag soveel goed van 'n driehoek bereken het, sonder dat ek enigsins my gradeboog gebruik het, of 'n maatband gebruik het, en ek het net trigonometriese berekeninge het ek hierso gebruik. So graad 10, dit is dan wat die les van vandag behels. Dit was les 5 gewees. Ons glo en vertrou, julle het lekker saam met ons geleer vandag. En onthou net weer eens daar op die einde, daar waar gekopie en paste het, daai grade moenie daar wees nie, dis eintlik net 1 here, maar jy is slim genoeg, want ek het die seilente het ek bygeskryf. En dan wil ek julle sê, ek gaan elke dag afsluit met hierdie prentjie. Onthou net, dit dikwels in wiskunde wil julle moet opgee met die vak. Jy wil jou vakkeuse gaan verander en eerder 'n makliker vorme van wiskunde gaan vat, want jy wil te vinnig moet opgee. Onthou net, moenie te vinnig moet opgee nie. Baie keer is jy daar by die antwoord, baie keer is jy daar by die oplossing, maar jy gee net te vinnig moet op. So jy kan dit doen, glo in jouself. En dan vir ons vir julle skakel dan weer in met ons volgende les, wat dan les 6 gaan wees, wat ons gaan kyk na trigonometriese verhoudings deel 2, wat ons so 'n bietjie moeiliker somme gaan doen, want hierdie is maar net eintlik die inleiding vir jou. En onthou net, jy het jou handboek, ek weet nie watter handboek gebruik jy onderwyser by die skool nie, so jy moet seker maak, so wat ons die video grepe afhandel, moet jy die somme in jou handboek moet jy gaan oefen. En dan sien ons julle dan weer met ons volgende les, wat ons dan weer lekker gaan leer.